Dit is so wonderlik om die Heilige Gees te verwelkom in ons midde, nee. En dit is so wonderlik as die Heilige Gees hier is. En as ons harte oopmaak, en as ons ontvanklik maak vir sy woord, en ons dank die Vader daarvoor. Ons dank hom dat hy Heer is, dat hy God is, en dat hy altyd daar is vir ons. Ons sit dit so saam dat ons saam die dierbaar God die Vader, waar ons nou die woord gaan oopmaak, Heilige Gees vra dat U dit sal ingaan in elkeen van ons harte. Vader, kom seën hierdie woord vandag. Laat dit saam wees wat 'n goeie grond val, Here, en dat ons lewens veranderd sal wees, Here, dat ons niemand hieruit sal stap vandag, dieselfde as wat ons hier gestap het. Here, om verwerf my agter die kruis, want dit is net U, my Here. Here Jesus, het gaan oor U en U alleen. U wat ons verlosser is, U wat ons redder is, U wat ons helper is, U wat ons raadsman is, ons leidsman is, Here. Ons sê vir U dankie, dat ons lewens voor U kan bloot lê, en dat ons voor U kan kom staan, met ons behoeftes, met ons begeertes, en met ons verlange, Here. Dankie dat ons harte veilig is in U hande, en ons eer U daarvoor in Jesus kosbare naam. Kom ons lees 'n bietjie saam daar uit Lukas 15 uit vir die wat in die Bybel hier het. Lukas 15. Ons gaan lees daar vanaf vers 11 af. En dit is 'n verhaal wat almal van ons ken. En ons het al op baie verskillende maniere al gehoor. Maar die Here het vir my kom 'n ding wys wat vir my nogal treffend was. As ek 'n tema moet gee vir die boodskap, dan is dit let op jou keuses. Nou kom ons lees gou saam daar van vers 11 af, Lukas 15. En hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle het sy vader vir sy vader gesê, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek verlang, en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. Ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maak my soos een van U huurlinge. Vers 20, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun het vir hom gesê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. Ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir hom, vir sy diensknegte, bring die beste kleed, trek dit vir hom aan, en gee die ring aan sy hand, en skoene vir sy voete. Bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood, en hy het weer lewendig geword, en hy was verlore en is weer gevind, en hy het begin vrolik word. Nou meeste van ons, nie almal van ons, kan ons vereenselwig met die verhaal op een of ander manier. Baie van ons het beskerm groot geword in ons ouerhuis, waar ons alles vanselfsprekend aanvaar het. Daar was altyd kos gewees, daar was altyd bed gewees, daar was altyd skoon beddegoed gewees. Daar was altyd vervoer skool toe gewees, daar was altyd voorsiening gewees. Vanavond as jy geslaap het, jy die kamer toe gegaan, die deur toe getrek, het geweer, pa sal sorg dat alles veilig is en alles reg is.
En net so baie van ons dan ook as sogenaamd Christen groot geword. In Christelike omstandighede, ons 'n Christelike omgewing groot geword. Ons het geleer van Jesus, ons het geleer van God. Ons het geweet hy is daar. Ons het hom geken in naam. En ons het God sy guns en sy beskerming, het ons lewens ervaar. Want God gee om vir ons. Of ons sy kinders is of nie, God gee om vir sy skepping, ons is deel van sy skepping. En so het ons dan ook sy guns, en sy genade wat sy onverdiende guns is, het ons dan nou sommer van selfsprekend aanvaar. Ons het gelewe asof God dit moet doen. Want soos ons gelewe dat ons ouers moet vir ons sorg, ons ouers moet na ons kyk, ons ouers moet sorg dat ons aangetrek is, dat ons gevoed is. Ons het van selfsprekend aanvaar. So aanvaar ons ook God se genade, God se goedheid en sy guns, aanvaar ons van selfsprekend. Hy moet dit doen. En omdat ons mens is, gebeur die volgende heel dikwels. Daar kom 'n dag wat ons vanuit hierdie vanselfsprekendheid, vanuit hierdie net aanvaar hoe moet so wees situasie, besluit te neem of lewenskeuses maak wat ongewenste gevolge in ons lewens sal inhou, soos wat met hierdie jong man gebeur het. En ongelukkig gebeur dit ook baie keer, en meer as een keer, by die meeste van ons, dat ons sulke besluite neem, dat ons nie by die Here gaan hoor nie, dat ons nie by hom inskakel nie, en dat ons dink ons is okay, want ons ervaar sy genade. Net soos in die geval van die verlore seun wat gedink het, dat die goeie lewe wat hy geleef het, in sy pa se huis, onder sy pa se dak, onder sy pa se beskerming, met sy pa se voorsiening, dat dit sal voortduur die dag as hy sy sake in sy eie hande neem. Gaan dit baie keer so met ons, as ons eie paadjie wil stap buite God se wil, en buite sy leiding, en dan ook gevolglik onder sy beskerming uitgaan. Maar die dag, as jy jou goedjies vat, en jy gaan jou eie paadjie, as die eie ek in jou leef, en die eie ek in jou bly leef, dan het dit nie sulke goeie gevolge in jou lewe nie. En dan kort voor lang bevind ons self dan in die varkopsituasie in ons lewens. En ek glo ons almal was al daar gewees. Ek was al daar. Ek was al 'n paar keer daar. Moet ek met skaamte sê. Ek ken hy varkop. Nie lekker plek nie. Jy sien wanneer ons Vader God se genade en wat sy onverdiende guns is, want ons verdien nie sy guns nie. Ons verdien nie sy genade nie. Hy gee dit uit liefde vir ons. En wanneer ons dan sy onverdiende guns en sy genade beleef, is dit so maklik en is dit baie keer juist daarmee wat die vyand ons verlei te dink dat dinge sal beter gaan of dinge sal net so goed gaan wanneer ons eie dinge reël in ons eie paadjie, ons eie potjie self krag en ons eie dinge self beheer. So wanneer ons goedjies dan vat en ons Vader se beskermingsbril uitbeweeg, want ek wil hê ons moet verstaan, God se beskerming is soos 'n bril. Jy ken Satan, die geel sonbril? Dis soos 'n bril. Die storms kom, maar as jy onder die sonbril is, bly jy droog en jy bly beskerm. Maar wanneer jy die slag onder die sonbril uitbeweeg, dieselfde storm is nog steeds daar, dieselfde reën val nog steeds, dieselfde weer is nog steeds daar. Maar as jy uitbeweeg, dan tref dit jou. So wanneer ons goedjies vat en ondervaardig God se beskermingsbril uitbeweeg, en ons op ons eie kragtes, ons eie vermoë, ons eie relasies wil staan maak, dan bevind ons noodwendig buite in die storms van die lewe. En dit dikwels, in die meeste gevalle, gebeur dat die mens, ek en jy, dan vir God wil van blameer, omdat hy kon sy ons nie beskerm het nie, en omdat hy kon sy toegelaat het, dat hierdie slegte dinge met ons gebeur. In plaas daarvan dat ons die fout loop soek, by ons eie willige, hardkoppige, hardnekkige, selfgesentreerde, verkeerde keuses en besluite wat ons gemaak het. 'n wyse persoon het eendag gesê, elke persoon op hierdie aarde, in hierdie lewe,
is vandag presies op die plek wat hy gekies het om te wees. En dit is as gevolg van die keuses en die besluite wat ons neem en die gevolge wat dit vir ons inhou, wat ons in hierdie huidige situasie gebring het. Daar is die omstandighede buite jou keuse, buite jou besluit, wat jou bring op jou omstandighede wat jy nie wil nie. Iewers het jy iets gekies, wat gelei het tot 'n volgende keuse, wat gelei het tot 'n volgende keuse, wat gelei het tot die situasie waar jy vandag is. En dit is 'n reeks van keuses wat ons bring waar ons is. Maar ons bring baie keer in daardie varkhok situasie waar ons is. Waar ons verlang na 'n beter lewe, verlang na iets anders. Maar as ons gaan leer uit die verhaal van die verlore seun se lewe en die les wat hy geleer het, en ons gaan dit toepas op ons lewens en ons die situasies wat ons en omstandighede waarin ons is, waar ons tans bevind, dan kan ons die effek van ons verkeerde besluite en ons verkeerde keuses kan ons begin omdraai en omkeer, om terug te keer na die pad en na die plek waar ons hemelse Vader ons graag wil hê. Ons weet in Jeremia 29 vers 11 sê God, dat dit God se wil is en sy gedagtes vir ons is om 'n hoopvolle toekoms te hê en nie van onheil nie. Die onheil wat gevolg is van ons eie willige hartkwas besluite wat ons neem, wanneer ons onder God se wil uitbeweeg, wanneer ons onder sy beskerming uitbeweeg. Daai onheil wat ons dan tref, is nie God se wil nie. Dit is ons besluite. En ons weet, Jeremia 29 vers 11 sê vir ons, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede. Mense, wil ons vrede hê? Ek glo een van die belangrikste lewensbehoeftes is om vrede te hê. Vrede in jou lewe. God het gedagtes van vrede vir ons en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dit is lekker om te weet dat die skepper van hemel en aarde, die grote God, die ek is, vir jou en vir my, elkeen van ons, is op sy gedagtes. En hy dink aan ons met 'n hoopvolle toekoms. Hy wil hê ons moet skyn daar waar ons is. Ons moet sy ligdraers wees. Ons moet lewe vir hom. Mense moet kan sien as hulle instap, hy kom in saam met jou. Dit is wat God vir ons wil hê. Nou, wat leer ons dan nou by die verlore seun? Ons leer sy 4-punt plan tot herstel. Dit is so lekker, mense hou ons van punte en bullets en so aan. Ja, hier is ons 'n 4-punt plan tot herstel. As ons gaan lees in Lukas 15 vers 16, dan lees ons, en hy het verlang om sy maag te vul met die pere wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Nou altyd kan sê niemand het die integriteit gehad, want hy het gewag dat iemand vir hom van die pere gee, en sommer het gevat. Maar die sleutel hier wat ons hier so sien in hierdie vers, is hy het verlang. Hy het verlang. As hy nie verlang het nie, dan sou niks verder gebeur het nie. As hy net gesit het in die varkhok, en vark geword het, sou niks gebeur het nie. Maar hy het verlang. Ons moet ons begeertes, ons behoeftes, ons nood besef en erken. Die slag, as ons dit wel doen, of solank as wat ons dit nie doen nie, gaan niks verander nie. So ons moet ons begeertes, ons behoeftes, of ons nood, moet ons besef en erken. Want solank as wat jy dink jy is okay, gaan jy in die varkhok omstandighede situasie bly. Dit is dan wat daar. Die tweede les wat ons by hom leer, punt nommer 2. Lukas 15 vers 17. Sê ons, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van die honger. Nou die sleutelpunt wat ek hier wil uitlig, is maar hy het tot homself gekom en gesê. Ons moet tot onsself kom. Jy moet besef jy is in die varkhok.
En dan moet jy tot jouself gaan praat, en dan moet jy tot jouself kan kom, jy moet kan besef, en dan moet jy vir jouself sê, ons moet besef en besluit, dat waar ons onsself bevind, nie wenslik, die wenslike plek vir ons lewens is nie. En dan moet ons dit verklaar en sê, want hy het tot homself gekom en gesê, ons moet nie net dit dink nie, ons moet nie net besef nie, maar hy het gesê, ons moet dit verklaar. Dit is sodat ons dit self kan hoor, want woorde is kragtiger as gedagtes. Woorde skep, God het ons gemaak in sy beeld en gelykenis, en hy het hierdie hele skeping het hy geskep met woorde skep. So woorde is kragtiger as dade. Spreuke 18 vers 21 sê vir ons duidelik dat dood en lewe in die mag van die tong is, en dat ons die vrug daarvan sal eet. So ons moet dit sê, sodat ons daai vrug kan eet. So om net daaraan te dink, dat ons nie in die wenslike plek in ons lewens is nie, gaan nie help nie. As ons dit nie uitspreek nie, en nie openlik verklaar nie, ons moet dit doen. Dan die derde punt, wil nog met my. Die derde punt, lees ons in Lukas 15 vers 18, wat sê, ek sal opstaan, en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ons punt wat ons hier uithaal, ons kern wat ons hier uithaal, ek sal opstaan en na my vader gaan. Nou wat sê dit vir ons? Hy het 'n plan gemaak. So wat moet ons doen? Kom ons vra vir God om jou leiding te gee, om te beplan volgens sy wil, oor hoe om in jou vaartboek situasie uit te kom. God het die plan. Nie jy nie, nie ek nie, ons het nie die plan nie. God het die plan. Ons het in die vaartboek gekom, omdat ons plan gevolg het. Nou moet ons uit die vaartboek uitkom, deur God se plan te volg. En onder die leiding van die Heilige Gees moet ons dan stappe en doelwitte vasstel. Dan moet ons hoor by die Here wat sê hy. Wees stil met hom, by hom. Gaan luister. Skakel in. En die Here sal met jou praat. En dan skryf jy daai doelwitte en stappe. Stel dit vas tot die plan van jou uitvoering. Jy skryf dit neer. Ons lees in Habakuk 2 vers 2. Toe antwoord die Here en sê vir my, skryf die gesig op en grafeer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. So ons lees hier in Habakuk 2 vers 2, dat God vir ons sê, om die gesig, en dan ook ons plan, neer te skryf, sodat ons sommer so in die verbygaan, dit kan lees. Daar op die speeltafel, op die yskas, op jou lesenaar, op jou rekenaar, skryf dit dat dit in jou gesig is. Dit moet sigbaar wees, wat God se woord sê so. Dis God se plan, op God se manier. Dis al maniere om by die vaartboek uit te kom. Dan die vierde punt, die laaste punt, Lukas 15 vers 20. En hy het opgestaan, en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hartlik gesoen. En die kern wat ons hier uithaal, is hy het opgestaan en hy het gegaan. Hy het nie net gesit nie, hy het nie net beplan nie, hy het nie net gekla nie, hy het nie net gemurmureer, en hoe baie van ons doen dit nie net. Jy sit in die vaartboek en dan houd jy. Moet jy die vaartboek gekom by eie keuses, maar ek mag. Hy het nie gebouw nie, hy het nie gekla nie, hy het opgestaan en het na sy vader gegaan. Hy het die plan gekry by God, en hy het die plan uitgevoer. Gaan oor op aksie en begin doen. Dit help nie net dat 'n mens beplan en dit beplan bly nie. Of dat jy jou plan agter mekaar kry, punsgewys neerskryf en dan net bloot glo dit gaan uitwerk. En dit is ook so maklik wat ons baie keer wat ons doen nie. Ons maak 'n plan en dan glo ons glo dit gaan gebeur. Nee, die Here gaan dit doen. Ek hoef niks te doen nie, ek gaan op agterlaat sit en die Here gaan dit doen. Nee, dit werk nie. Kry jou plan reg, dit help nie jy glo nie. En dit glo dit als vanselfsprekend in 'n plek sal val, omdat dit 'n goeie plan is, as jy niks daaroor doen nie. Ons lees hier so in Jakobus 2 vers 26,
Want soos die liggaam sonder gees dood is, so ook geloof sonder werke. So wat sê Jakobus 2 vers 26 vir ons? Hy sê vir ons dat soos die liggaam dood is sonder die gees, as daar nie 'n gees in die liggaam is nie, is dit net vleis. Soos geloof uiteraard ook beplanning dood sonder die dade of sonder die werke vir die plan. Ons sit nou aan die begin van 'n nuwe kalenderjaar. En meeste van ons het 'n paar dae afgehad, 'n rus gehad om te besin waar ons onsself bevind in die lewe. As jy besluit in jou keuses oor die afgelope jaar of 2 jou na 'n varkop laat beland het, dan is dit tyd dat jy jou hand uitsteek na Vader toe. En dat jy begin by hom gaan hoor, hoe kan jy hierdie 4 plan van die verlore seun verhaal wat hy vertel het, hoe jy kan toepas in jou lewe. Om te kom op die plek waar God jou wil hê en jou kan gebruik in sy koninkryk. Kyk, ons moet besef dat solank as wat jy in die varkop sit, ons nie bruikbaar is vir God se koninkryk. Jy moet uit jou varkop situasie uitkom. Jy moet uit daardie situasies van jou lewe kom wat jou knelter, wat vir jou die lewe onaangenaam maak, wat vir jou slapelose nagte gee, waar jy voel jy kan nie meer nie, jy wil nie meer nie. Want solank as wat jy in die varkop is, kyk jy na die pele. Solank as wat jy in die varkop is, kyk jy na die veiligheid, jy kyk na die modder, jy ruik die stank. Jy is nie lekker nie. En God kan nie gebruik op daardie plek in jou lewe nie. Ons moet uit die varkop uitkom. So om op te som, ons moet besef dat ons in die varkop is, as dit waar is, as dit is waar ons moet besef dat ons in die varkop is, as dit is waar ons onsself bevind. As jy nie in die varkop is, nie fantasties, prys die Here. Maar as jou lewe in 'n plek is waar jy nie hoort te wees nie, waar dit nie lekker is nie, waar verkeerde besluite vir jou in 'n penarie laat beland het, dan moet jy besef, jy is in die varkop. Ons moet dan hardop verklaar dat ons besef dat dit is nie 'n wesenlike en aangewese plek vir ons lewe nie, want ons hoort nie in die varkop nie. God het ons nie varkop gemaak nie, hy het ons sy kinders gemaak. Hy het ons gemaak om met hom in 'n aandwytjie te wandel. Ons moet by die Here hulp vra. Ons moet nooit sy hand los nie. Nooit. Hou vas aan die Here. Stap die pad met hom. Kry raad by hom. Gaan raak stil voor hom. Hierdie vastheid waar ons nou ingaan, dis ideale tyd ook om dit te kan doen. Om net kan stil raak en af te sny van die wêreld en van die behoeftes van die wêreld en net te fokus op God. Ons moet hulp vra by hom. Ons moet hom vra om vir ons die plan te formuleer, om ons pad terug te vind na die weg wat hy vir ons beplan het. En om die vat ook vir goed agter ons te laat, sodat ons lewe vir hom kan leef en hom daardeur kan verheerlik. Dan moet ons opstaan, ons moet aksie neem. Ons moet nie net beplan en vra nie. Die moeilike gedeelte is daai eerste tree. Ek weet nie hoeveel van julle al marathon gehardloop nie, of oefen vir 'n marathon nie, of oefen om gewig te verloor, of jy besluit nie, maar ek gaan hardloop elke oggend, 5 uur gaan ek hardloop. En dan 5 uur gaan die lekker af. En dan is jy die moegste wat jy in jou lewe was. Ja. Jy kan dit opstaan. Maar wie as jy vasbyt, jy druk deur. En jy trek jou tekkies aan, jy trek jou t-shirt aan, jou t-shirt aan. Ja. En jy maak nie voordeur op, want jy gee daai eerste tree, die tweede tree, dan raak dit lekker. Ja. Dis daai eerste tree wat ons moet gee. Jy moet, want die vyand gaan vir jou die varkop wil hou. Ja. Hy gaan vir jou in omstandighede wil hou. Jy moet daai eerste tree gee om onder sy weer uit te kom. Maar as ek nou wees. Ja, sodat ons kan gebruikbaar wees. En gebruik kan word in God se koninkryk en hierdie kom in donker deur mekaar wêreld waar ons leef. Ons moet sy ligdraers wees. En ons kan nie sy ligdraers wees as ons in die varkop situasie is nie. As ons fokus op ons situasie is heeltyd, en ons kyk heeltyd na ons omstandighede, en ons fokus nie op God wat hy vir ons beplan nie, kan ons nie daar uitkom nie. Onthou, God het 'n doel en 'n plan met elkeen van ons lewe op hierdie aarde. Dit is nie die varkop omstandighede waarin ons keuses
waarin ons keuses ons plaas het nie. Hy wil en kan en gaan ons help, maar ons moet die eerste stap neem en tot hom nader. Weer eens die woord van God sê dit vir ons. Hy sê vir ons in Jakobus 4:8, nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, suiwer julle harte, julle dubbelhartiges. Dubbelhartiges is daai ou wat winkel, sal ek nie. Vergeet dit. Ek gaan opstaan. Ek gaan hardloop. Ek gaan nie wedloop hardloop vir die Here. Maar dit kan ons net doen sodra ons besef ons is nie waar God ons wil hê nie. So my broertjie, my sussie, mag hierdie jaar 'n jaar vir herstel vir elkeen van ons wees. Mag dit 'n jaar wees waarin ons weer ons pad vind. Terug na Vader toe. En uit ons vaardige omstandighede. Want ek weet, hier in Orania, het ek al gesien, is baie mense wat vasgevang sit in die vaardige. En ek wil bid, dat die Vader op julle harte sal lê, dat jy hierdie boodskap sal vat, en dit sal gaan deel met iemand dat jy weet, wat in die vaardige sit. Dat jy sal besef, dis nie waar jy woord nie. Dat is op die Vader gaan hoor, wat die plan moet wees. Dat hy sal gaan uitvind, hoe om het stapsgewijs te doen, en dan op aksie te neem, en uit die vaardig te kom, en te lewe, door ons God, door ons Vader, door ons God vir sy koninkrijk. En hy, en sy seun vir ons gegeen, en ons kan nie ons lewens teruggeef. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Hier waar voor die Vader, dankie Here dat U altyd in beheer is. Dankie Here dat U altyd 'n plan het. Dankie dat U altyd daar is. Here, maak nie saak hoe ver ons afgedwaal het van U af nie. Maak nie saak hoe ver ons in die varkok verval het nie, Here. Hoe vuil en hoe smerig ons is nie. Here, as ons hand ons uitsteek na U toe, ons vra Vader, help. Here, gee raad. Here, help my hier uit. Dan kom U met 'n plan, Here. En U kom verlos ons by die omstandighede wat ons so vashou, Here. Dankie, Here, dat ons op U kan vertrou. Vader, ek vra dat U die woord sal seën in elkeen se harte. En Here, dat U vir ons sal verander, dat U vir ons almal op die pad sal kry, wat U vir ons moet plan het. Daardie pad van vrede, daardie pad van hoop vir die toekoms, daardie pad naby aan U. Dankie Here, vir U liefde, vir U genade onverdiende guns. En mag ons dit nooit van selfsprekend vat nie, Here, maar dat ons altyd in dankbaarheid opsig na U, om nooit onder U beskerming sal deel uit te beweeg, dat ons is veilig by U. U is ons redder, U is ons helper, U is ons beskerming. Ons eer U daarvoor in Jesus ons naam. Amen. Mag die vrede van Vader, die genade van Here Jesus, en die samensyn van die Heilige Gees, met elkeen van julle wees, hierdie week, tot ons weer by mekaar kom. Amen.